Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Ons is in die opstandingstyd, baie opgewonde. Ons tyd is van Paasfees tot Pinkster en dis 'n groot journey. Ek's baie excited kom by Pinkster, maar ons is nou nog eers by die opstandingsskrifte. So, ons is besig met die Emmaus verhaal. Die twee disippels wat weggeloop het van Jerusalem af, nie Jesus herken nie. Kom ons kyk hoe ontvou daai storie. Lukas 24:17 tot 18 sê, hy sê toe vir hulle, oor watter sake loop julle so ernstig en redeneer? Met somber gesigte het hulle gaan stil staan. Een van hulle wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe, U is seker die enigste buitelander in Jerusalem wat nie kennis dra van al die dinge wat gedurende hierdie dae in die stad gebeur het nie. En ek het dit al gesê, hierdie is vir my so, kan ek sê, funny, snaaks. Hulle wil Jesus vertel van Jesus. Hulle probeer Jesus te vertel van wie is Jesus en wie is hy. Nee, dis so baie keer hoe ons dit doen, by the way. Nee, ons probeer God te vertel hoe om God te wees. Ons probeer in ons gebede vir God te vertel, Here, U weet van Sunny. Ja, oor die Here het Sunny gemaak. Die Here weet alles van Sunny. Die Here weet alles van jou kind. Die Here weet alles van jou. So baie keer behandel ons God asof hy nie weet nie en nie sien nie, en bid ons asof hy nie weet en sien en hoor nie. Die Here weet en sien alles. Maar in hierdie verhaal is hulle verward, hulle herken hom nie, en hulle dink hy weet ook nie. En net die woorde, hulle is onseker, hulle verstaan nie wat gebeur nie, hulle sukkel met die ontrafeling van alles. Hoeveel keer in jou lewe worstel jy met wat is die wil van God? Hoekom het iets gebeur? Wat wil God hê moet jy doen? Wat is sy toekomsplan vir jou? Kom ons wees eerlik. Dis ons grootste worsteling, né? Here, hoekom? Waar? Wat moet ek doen? Here, hoekom? Wat verstaan ek nie? Hoekom maak jy dit nie net vir my duidelik nie? Dis deel van die journey, die ontdekkingsreis van om Jesus, sy wil, sy doel vir jou lewe te ontdek. Vir my die grootste probleem is, mense gee te gou op. Mense soek na die Here, besluit, ag nee, wat dit werk nie. Dalk is jy daar, jy het net besluit, weet jy, ek sal glo, ek wil eendag hemel toe gaan, maar my doel hier op aarde, ek gaan dit nooit verstaan nie. Verstaan die wonderwerk krag van God, wat dooie kan ek gaan dit nooit verstaan nie. Heilige Gees werkinge, waar harte verander, wonderwerke gebeur, profeseë, ek gaan dit nooit verstaan nie. Dan gee ons te gou op. Gelukkig het Jesus nie opgegee op hulle nie, en hulle het nie opgegee op Jesus nie. Ons gaan sien bietjie later, het hulle nie opgegee op Jesus nie, en ek wil vir jou sê, moenie opgee in die soeke na God se doel met jou lewe nie. Moenie opgee nie, dit is die moeite werd. Jy gaan daarby uitkom en kan daarby uitkom. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons sien, die soeke is normaal, die confusion is normaal. Here, ek dink aan my eie kinders wat vir my vra, hoekom maak die Here dit nie meer duidelik nie? Hoekom maak die Here dit nie makliker nie? Here, dankie. U weet presies wat U doen, sodat ons reg sal soek, opreg sal soek, aanhou sal soek, volhard sal soek, Here, om te kom by daai ontdekkingsmoment van wie U is, wie ons is en wat ons doel is. Dankie daarvoor, Here, U is getrou, U sal ons help en ons sal daarby uitkom met U krag. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.